blood analysis is presies wat dit beteken, is 'n lewendige bloedtoets. So dit is iets wat ons binne 30 minute moet analiseer. Is waar ons 'n sampel vat van die bloed wat in 'n spesifieke kondisie geneem word en tussen 2 plaatjies sit. Ons doen die lewendige bloedanalise en ons vat ook 'n droë bloedtoets. 'n Lewendige bloed is nie 'n diagnostiese tool nie. Ons gebruik dit slegs om te sien wat aan die bloed aangaan en vir ons leidrade te gee om te help met kondisies. Ons kan kyk of daar enige spesifieke vitamiene of mineraaltekorte is. Dit is partykeer bietjie wyd, maar ons stel dit wel op. In die lewendige bloed kan ons ook bepaal, sê nou maar as iemand ekseem het, wat se tipe wit bloedselle is aktief, so ons kan bepaal waar daai ekseem vandaan kom en hoe om dit te behandel, want dit is nie alles dieselfde nie. Ons kan tot leidrade kry van wat gaan in die mikrobiome aan, of daar bakteriese infeksies is, en of jy enige kans staan om trombosiete of trombose te kry, afhangende van hoe jou trombosiete in jou bloed presenteer. Met die droë bloed is dit 8 aparte sampeltjies van 1 druppel bloed af, wat van groot na klein af beweeg, en natuurlik in sy naam droë bloed laat ons toe dat dit droog word. So met hom kyk ons weer na die patrone in die bloed en die kleur van die bloed, wat bepaal wat sekere goeders in die lyf vir ons kan sê. Ek het 'n dame gehad wat gesê het vir 5 jaar het haar lewerfunksie begin afneem en sy het ingekom en ons het dadelik gesien daar's baie groot fout met haar lewer en daar's baie stres op die lewer. Toe ons na die droë bloed kyk, toe was haar droë bloed vol tekens van lewerslaak. En net deur daai een konsultasie kon sy 5 jaar se probleme opgelos het met 1 bloedanalise. Ek sê altyd dis 'n puzzle wat jy bou. So jy kry hierdie stukkies inligting oralste en jy kan sê, okay, dit is dit, maar ons weet nog nie wat die probleem is nie. En dan kan ons al die stukkies bymekaar sit. Die laaste stukkie van die puzzle is altyd die droë bloed, want dan kan ons sien, is daar gutirritasie, is daar dysbiose, so 'n oorgroei van slegte bakterieë, is daar oksidatiewe stres, so is daar baie inflammasie in die lyf, en waar kom dit vandaan? Is daar iets soos 'n parasiet wat die balans in die lyf kan affekteer? Ons het 'n kliënt gehad wat 'n pankreasprobleem gehad het. So haar pankreas het nie genoeg ensieme afgeskei nie. Sy het baie diarree gekry. In 'n ander geval het die proteïen en die vetvertering nie lekker gewerk nie. Dit kan ons ook in die bloed sien of die vetvertering reg is. En dis hoekom sy konstipasie gehad het. In ander gevalle kan die konstipasie weens parasiete wees. So ons sal sien dat al die vertering lyk goed in die bloed, die lewer het nie 'n issue nie, die ensieme is reg, en dan ewe skielik kom ons by die droë bloed, dan sien ons, nee maar jy het 'n parasiet, so daar's dalk 'n wurm of iets in die gut wat keer dat daar goeie vloei is in die kolon. Bloed lieg nie, en dis die waarheid. Ons kry soveel kere wat iemand gemisdiagnoseer is met 'n outoimmuunsiekte wat nie 'n outoimmuunsiekte is nie. Ons kry baie kere wat mense op hierdie bloedverdunners is, wat letterlik een van die eenvoudigste oplossings is om net reg te eet om jou leefstyl reg te kry. Want al daai bloedverdikkings is indikasies van of fibrien of trombosiete of rouleau, wat alles te doen het met die bloed wat bymekaar vassit. En as jy jou dieet verander, want dis alles dieetgedrewe probleme, as jy jou dieet verander, kan jy sien hoe die bloed van mekaar af loskom. En dit is hoekom ons ook mense aanmoedig om opvolge te doen, want dit motiveer jou net soveel meer om aan te hou en actually 'n verskil te sien met wat aangaan binne jou liggaam. Ek glo daaraan dat as jy verstaan wat in jou liggaam aangaan, is jy net so meer gewillig om actually 'n verskil aan te wend en om 'n leefstylverandering te maak.